Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat dit baie goed gaan met u en dat die woord van God steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gaan ons kyk na die Sabbat en wat is Frik Weideman se weergawe van die Sabbat, hoe hy die Sabbat sien en dan sê hy ook dat die Sabbat is die sleutel tot jou eindtyd geloof en die toets in die finale dae. Nou ons gaan dit 'n bietjie bespreek vandag in hierdie video. Maar ter inleiding wil ek net sê, Frik Weideman is iemand wat ook glo aan die sieleslaapteorie soos die Sewe-daagse Adventiste en die Jehovah's getuies en dit is al reeds 'n rooi vlaggie. Nou baie mense is onkundig oor hierdie goed en hulle glo absoluut wat hierdie man leer omtrent dit, maar dit daar gelaat, ons gaan kyk wat hy in hierdie video's gesê het en dit is absoluut van kardinale belang dat jy sal kyk tot die einde toe en jy gaan sien wat hy dan ook leer oor die Sabbat. En is dit werklik skriftuurlik? So kom ons spring dadelik weg. Nou die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Nou hierdie is nie 'n aanval op enige persoon of bediening nie, maar ons gaan mekaar in liefde reghelp en kyk wat die woord van God leer in konteks met betrekking tot die Sabbat. En ek gaan nie die Sabbat vandag in geheel bespreek nie, ons gaan kyk wat sê Frik Weideman daaroor en ons gaan dit dan daarvolgens beoordeel. So kom ons gaan kyk daarna. Nou, die skrifte wat hy vandag gaan gebruik is buite konteks om die onderhouding van die Sabbat af te dwing of af te manipuleer. En so baie onkundige mense, onkundige gelowiges, glo dit en hulle eet dit vir soetkoek op en hulle glo maar jy moet die Sabbat onderhou, daar wys hy dan, jy moet die Sabbat onderhou. Maar ons moet gaan kyk wat die woord in konteks leer oor die Sabbat, op wie dit betrekking en so meer. Nou hierdie leerstelling het ook vir hierdie mense 'n saligheids-issue geword. Dis van saligheidsbelang dat jy die Sabbat wel sal onderhou. En ons gaan dit vandag sien, hoe hy dit eintlik maar baie sagtens manipuleer in die skrifte wat hy gaan gebruik. En pas op as jy dit nie onderhou nie. Nou, ek en jy kan niks by ons geloof voeg nie. Met ander woorde, dis nie Jesus plus die Sabbat, of Jesus plus die doop. Daar's soveel of geloof en werke nie. Jesus alleen, hy alleen is die fondasie en die weg tot saligheid. Jy kan niks by dit voeg nie en jy kan niks wegneem nie. Maar hierdie mense is baie manipulerend en adamant daaroor dat dit belangrik is dat jy Jesus moet ken, maar ook die Sabbat moet onderhou. So kom ons gaan kyk wat hulle dan verder leer. Nou die belangrike vraag is, het Jesus of die apostels geleer dat ons die Sabbat moet onderhou? Nou as jy enige skrifgedeelte vind, gaan plaas dit in die kommentboks, want jy sal dit nie daar vind nie, maar gaan kyk of jy het kry en plaas dit as jy dit sien. Die Nuwe Testament, vir al die sendbriewe van die apostels, verwys baie na die wet of die 10 gebooie of dit wat die Here in die 10 gebooie gesê het, maar nie een keer verwys dit na die onderhouding van die Sabbat nie. Ander woorde, jy sal hoor dat hy sê jy mag nie vir jou ander gode hê nie, dis nou idols. Jy mag die naam van die Here God nie eintlik gebruik nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek nie. Dit staan in die Nuwe Testament baie duidelik en ook in die sendbriewe. Maar nie een keer word daar verwys en sê jy moet die Sabbat onderhou nie. Maar kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van Frik Weideman, waar hy dan ook sê die Sabbat is die sleutel tot jou geloof, veral in die laaste dae. Kom ons gaan kyk. So mense, my tema op hierdie pragtige Shabbat is 'n sleutel vir eindtyd geloof, nie net geloof nie, 'n sleutel vir die eindtyd geloof. En mense, hier is die sleutel. Hier is die sleutel. Dis die sleutel vir die eindtyd geloof is Shabbat. Ek wil dit weer herhaal. Die sleutel vir eindtyd geloof is Shabbat. Shabbat. En Shabbat is die sleutel van ons geloof in die laaste dae. Mense, Shabbat is 'n teken oor hoe ons hom sien vir die lewe wat hy ons gegee het. Shabbat is die teken
om te lewe wat hy vir ons gegee het, om dit terug te gee, om te sê, ons eer u, ons vertrou u, ons maak staat op u, u is die bron van ons lewe, my lewe is in afhanklikheid en u hou my in stand in die holte van u hand. Nou hy stel dit so pragtig en so subtiel, dat jy moet glo die Sabbat is die sleutel tot jou eindtyd geloof. Is dit wat die woord van die Here regtig leer? Wie is ons sleutel? Jesus Christus is die sleutel tot die ewige lewe. Hy is die een wat ons gaan dra en vir ons geloof gee. Die Sabbat het niks te doen met jou geloof nie. Maar, ons gaan kyk of dit in die woord van God opgeteken staan. As jy dit daar vind, dan kan dit in die kommentboks gaan plaas en jy gaan dit nie daar vind nie. Nou kom ons gaan kyk, is dit 'n mensgemaakte reël of kom geloof deur die woord van God? Die Bybel is baie duidelik dat geloof kom deur die geloof, deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Geloof is 'n gawe van God. Jy kan nie die Sabbatdag koppel aan jou geloof en sê, dit is hoe jy God ken en sien nie. Hy sê dit in die einde van die tweede videoklip, dat dit is hoe jy God sien. As jy die Sabbat onderhou, dan is dit eintlik hoe jy waarlik vir God sien, die Skepper. En dan gee jy aan hom terug, deur die Sabbat te onderhou, gee jy aan God terug wat hy vir jou gedoen het. Jy kan niks vir God terugbetaal. Dus die ewige lewe is 'n gawe van God. Dis nie iets wat jy kan terugbetaal deur die Sabbat te onderhou nie. En dis wat hy eintlik maar probeer sê in hierdie video. En dis eintlik maar baie 'n valse lering wat hy bied vir die mens. Maar kom ons gaan kyk na die volgende video, waarin hy dan ook sê dat hierdie toets van die laaste dae is maar basies die Sabbat. Kom ons gaan kyk wat hy daaroor te sê het. En die boek van Openbaring sê vir my en vir jou presies waaroor dit gaan en wat gaan gebeur. In die boek Openbaring, mense praat oor God se mense in die finale dae. En as ek en jy wat vanaand hier is, en ek het die geleentheid om vanaand met hierdie Shabbat met jou te praat in die finale dae, dan wil ek jou 'n paar skrifte gee wat ek weet vir jou en vir my belangrik gaan wees, want dit gaan die toets deurstaan in die tye wat ek en jy nou leef. Openbaring 14 vers 12. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Yeshua, Jesus Christus, bewaar. Wie is hulle? Daardie mense is die mense wat die toets sal deurstaan in die finale dae wat nou kom. Dis die mense wat die gebooie van God gaan onderhou en wat hulle geloof in Yeshua gaan handhaaf. Nou wat is die toets van die finale dae, sê Frik Buileman? Hy sê dis die Sabbat. Die Sabbat is absoluut die toets. Wat die toets die Sabbat gaan onderhou, dis hulle wat die toets gaan deurstaan. En as jy Openbaring 14 gaan lees, dan praat dit van die tyd van groot verdrukking. Met ander woorde, in daardie tyd sal die toets deurstaan word, hulle wat die Sabbat onderhou. En dit is absoluut nie in konteks nie, dis buitekant konteks, want hy praat hier nie van die Sabbat, hy praat van die gebooie van God. Nou wat is die gebooie van God? Dit is alles wat Jesus ons geleer het, om te leef in hom en vas te staan in geloof. Met ander woorde, ek en jy moet gehoorsaam wees, ons moet heiligmaking najaag, ons moet die evangelie verkondig, ons moet hom dien in waarheid en in gees. Daar is soveel goed wat ons kan noem, wat is die gebooie van God? Die gebooie van God bestaan nie uit net 10 gebooie daar nie, en dan sit die Sabbat daarby nie. En hierdie mense is baie subtiel, want die skrifte gebruik hulle die gebooie, en dan sê hulle, maar die Sabbat is in die gebooie van God, en daarom moet jy dit onderhou. Nou, hulle wat die gebooie bewaar en die getuienis het, is dit nie interessant dat dit daar staan nie, maar hulle wat die gebooie bewaar, dan sê hy, dit is die gebooie, die 10 gebooie, en die Sabbat is daarby ingesluit. En die 10 gebooie, wat natuurlik, soos ek sê, die Sabbat insluit, is absoluut iets wat jy moet, dis 'n vereiste. As jy die toets in die laaste dae wil deurstaan, moet jy die gebooie onderhou. Kom ons gaan kyk na sy volgende videoklip, waar hy dan natuurlik ook Openbaring 12:17 totaal buite konteks gebruik. En die boek Openbaring praat met my en jou in die finale dae, Openbaring hoofstuk 12 vers 17. En die draak was vertorend op die vrou
En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar en die nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Yeshua, Jesus Christus behou. Mense, ek wil gou vir 'n oomblik daar stop. Onthou jy die vorige vers, toe praat hulle oor die gebooie van God, en as jy die gebooie van God onderhou en jou geloof in Yeshua, sal ek en jy die toets in die finale dae kan deurstaan. Openbaring 12 vers 17, in hierdie geweldige geveg tussen die vrou en die serpent, of die vrou en die draak, kom die woord weer, en hierdie woordjie nakomeling beteken eintlik die oorblyfsel, the remnant of God. Dis hulle wat God se gebooie bewaar. Dis hulle wat in die getuienis van Yeshua aan vashou. Mense, en dis die mense wat die oorwinning gaan behaal. En dis my en jou toets in die laaste dae. Die toets in die laaste dae gaan nie kom oor of ek 'n goeie mens is nie. Dit gaan nie wees dat Jesus op my lippe is en ek vereer hom en ek dink hy het my lief en ek het hom lief en ek mis eintlik die punt nie. By Shabbat wil ek vanaand vir jou sê, Shabbat is deel van die toets, want Shabbat is deel van die gebooie van God. Ja, daar het jy dit baie duidelik gehoor. Dit gaan nie daaroor of jy God dien en vereer en getuienis hom het en of hy jou lief het en jy hom lief het en so meer nie. Dit gaan oor die Sabbat, die Sabbat. Dit gaan oor die Sabbat. As jy die Sabbat in jou lewe het, as jy die gebooie van God onderhou, wat die Sabbat is, natuurlik insluit, dan gaan jy die toets deurstaan. Jy gaan dit maak. Jy gaan die eindtyd toets gaan jy deurstaan. Dit staan nie in die woord van die Here nie. Hoeveel mense het nog nooit die Sabbat eers onderhou nie? Wil jy vir my sê dat hulle absoluut nie in die wil van God is nie, dat hulle verlore is en so meer? Kan jy sien hoe subtiel kan hulle die skrifte gebruik en dit verdraai om te sê jy moet die gebooie onderhou, want dit is die toets wat jy gaan deurstaan, want die Sabbat is opgevat en opgeneem in die 10 gebooie. Nou ja, hy sê Openbaring 12:17 is die vrou hierdie volk, wat eintlik maar die volk Israel wat vlug na die woestyn in die tyd van groot verdrukking. Dit het niks te doen met die kerk of die remnant nie. Maar hierdie man kom en hy sê daar gaan 'n oorblyfsel wees wat die gebooie van God gaan onderhou en die geloof in Jesus gaan bewaar. Nou, wie is hierdie oorblyfsel, die remnant? Niemand anders as hulle wat die Sabbat onderhou nie. Kyk hoe subtiel gebruik hulle die skrifte, nie? So met ander woorde, as jy nie die Sabbat onderhou nie, gaan jy absoluut nie deel wees van hierdie remnant nie. Jy gaan dit nie maak nie, jy gaan dit nie oorleef nie. Nou, hulle wat die Sabbat gaan onderhou, gaan die toets deurstaan. Onderhou jy die Sabbat? As jy nie die Sabbat onderhou nie, is jy uitgesluit, jy is uit God se genade uit, en dis presies wat hierdie mense leer, dis presies wat hy vandag leer. Die Sabbat is die sleutel. Dit is die sleutel, die absolute sleutel, en dit is nie skriftuurlik nie. Het ek iets in die Sabbat? Nee, die Sabbat is 'n werklike lering wat in die woord van God voorkom. Maar die konteks is belangrik. Op wie het die Sabbat werklik betrekking gehad? En natuurlik dan ons, Jesus het ons Sabbatsrus geword. So as jy in Christus is jy in die Sabbatsrus. Maar hierdie mense hou vas in 'n dag, en jy moet nie die Sondag vereer nie. As jy die Sondag, as jy die merk van die dier, maar as jy die Sabbat onderhou, is jy deel van die remnant. Absoluut buite konteks. Nou kom ons gaan kyk na die volgende videoklip. Openbaring 22 vers 14. Hoor nou wat hy hieroor te sê het, en hier kom die misleiding. Die boek Openbaring in die finale dae, Openbaring 22 vers 14. Ek gee vir die derde skrif vanaand. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan in die poorte van die stad. Mense, is dit nie ek en jy wat in terme van ons humanistiese reg altyd sê, maar dis my reg om dit te kry, of dis my reg om so te sê, ek het die vryheid van spraak, dis my reg om te sê, ek is nie gelukkig nie. Maar wat gee my en jou die reg om deur die poorte van die nuwe stad van Jerusalem in te loop? Wat gee my en jou daai reg? Wat is my en jou se sleutel? Ons sleutel nommer 1 is die geloof in Jesus Christus, Yeshua HaMashiach. Salig is die wat sy gebooie doen, wat onder andere die Shabbat insluit, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en om in te gaan deur die poort in die stad. Nou ja, hy lees Openbaring 22:14 so subtiel buite konteks, omdat dit spreek van die gebooie van God, wat die Sabbat insluit dan ook te promoveer. Nou,
die volgende wat hy sê, die wat die gebooie hou en doen, wat die Sabbat natuurlik onderhou, sal reg hê tot die nuwe stad. Nou wat is die nuwe stad? Dis die nuwe stad Jerusalem op die nuwe aarde. Ons gaan nou daaroor gesels. Hy sê die wat dit egter nie doen nie, het geen toegang tot hierdie nuwe stad nie. Jy's verlore. Die nuwe stad Jerusalem gaan op die aarde neerdaal, die nuwe aarde natuurlik, en dit gaan die woonplek wees van die bruid van Christus of die kerk van Christus. En ons kan baie gesels oor die bruid en wie is die bruid, maar dit is alle gelowiges wat in Christus Jesus is. So as jy nie die Sabbat onderhou nie, dan is jy uitgesluit uit hierdie nuwe stad. En dit beteken jy kan nie ingaan nie. Die Bybel sê hulle wat nie kan ingang nie, gaan met ander woorde, gaan buitekant wees. Dis die honde, die moordenaars, die hoereerders. So as jy nie die Sabbat onderhou nie, weet verseker jy gaan nie deel wees hiervan nie. Dis wat Frik Weideman leer. En dit is absoluut totaal 'n dwaling. En as hulle vir jou manipuleer, keep the Sabbath or be damned. En dis wat die mense leer, as jy die Sabbat nie onderhou nie, dit beteken as jy die gebooie van God ongehoorsaam is wat die Sabbat insluit, is jy eintlik gedoem. En dis wat hulle probeer tuisbring by hulle mense. Kan nie verstaan hoekom hy so baie oor die Sabbat op sy kanaal praat. Hy praat geweldig baie oor die Sabbat, want die Sabbat is absoluut die alfa en die omega vir hulle. En dit is absoluut 'n dwaling. Nou goed, hierdie gebooie waarvan hy praat, die gebooie van Christus, is alles onder die nuwe verbond met betrekking tot die kerk van Jesus Christus. Nou hierdie gebooie is absoluut niks te doen met 'n Sabbat nie. Dit is alles te doen aan die instruksies wat die Here Jesus vir ons gegee het, deur die hand van die geskrewe woord, wat die apostels neergepen het, en gesê het, gaan leer die Nuwe Testamentiese kerk hierdie dinge. En u kan maar net gaan lees van die begin af, van die boek van Romeine af, dwars deur tot Openbaring, en u sal sien wat die woord vir ons leer, oor dit wat God van ons vereis. Maar hoekom die Sabbat nou dit 'n wet maak, en met die Sabbat onderhou, is dit nie skrikwekkend nie. Nou, om te wandel in Christus, beteken dinge soos heiligmaking, bekering, oorwinning oor die vlees, met ander woorde, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, dit is in die wet van God opgeteken. Dis alle morele wette wat jy moet nakom. Met ander woorde, ons moet gehoorsaam wees in dit wat God van ons eis om 'n heilige lewe, 'n rein wandel te hê voor hom. Niks wat 'n Sabbat kan doen nie, maar hierdie mense manipuleer dit. Nou gaan lees Openbaring hoofstuk 2-3. Dit gaan oor die 7 briewe wat aan die 7 gemeentes geskrywe was. En hier sal jy die riglyne vind wat die Here sê in sy woord oor die gebooie van Christus. Nêrens word die Sabbat eers een keer hier genoem nie eenmaal nie. Maar dit is wat die 7 sendbriewe vir ons leer. Hulle wat oorwin sal saam met hom sit, sal saam met hom regeer. Hulle sal saam met hom wees, sal 'n nuwe naam kry. Hy sal hulle name nooit wegvat uit die boek van die lewe nie. Dis alles die belange en die gebooie van Christus wat opgeteken is in hierdie sendbriewe, of in hierdie 7 gemeentes, die briewe wat aan die gemeentes gerig was. Jy kan daarna gaan kyk, dis baie, baie belangrik. Nou kom ons gaan kyk nou na die volgende videoklip, en hier gaan hy praat oor die Openbaring 13 en die merk van die dier, en dat die hele wêreld, dis nou hulle wat nie die Sabbat onderhou nie, die dier gaan volg. Kom ons gaan luister. Nou hoor nou baie mooi, Openbaring 13. Loop al die bewoners, dis wat die woord sê, dis nie wat Frikkie sê nie, dis wat die woord sê. Al die bewoners van hierdie wêreld loop agter die dier aan, hulle aanbid die dier, en hulle maak geen onderskeid nie, en as gevolg van verleiding, halwe waarhede en leuns wat gaan inkom, gaan die hele wêreld en al die bewoners van hierdie aarde agter die dier en die beeld van die dier aanloop. Wat is dit? Dis aanbidding. Dis valse aanbidding. Dis valse godsdiens. Dis tradisiegodsdiens. Dit is die leuen wat ingekom het 1700 jaar gelede. 321 jaar na Messia die gesalfde, het die leuen ingekom deur die Romeins-Katolieke kerk, deur Konstantyn, en hy het 1000 dinge verander. Inteendeel, hy het ook uit die woord verander. En hy het goed begin instel wat 'n halwe waarheid is, en ons leef nou vandag, 2025, vir 1700 jaar lewe ons in die leuen.
Nou, dis baie duidelik, Openbaring 13 praat van die dier wat gaan kom, en dat die hele wêreld agter hierdie dier gaan aanloop. En dan sê hy vir 1700 jaar is die Romeinse kerk besig om vir die kerk te lieg, hulle die Sabbat weggevat en dit is Sondag gemaak. En die wat nou die Sondag aanbid of op die Sondag aanbid, dis hulle wat agter die dier gaan aanloop. Ja, jy kan net mooi luister na hoe hy dit probeer versteek, maar hy bring dit baie mooi duidelik deur en hy manipuleer die skrif en hy sê die wat natuurlik die Sabbat verwerp, dis hulle wat agter die dier gaan aanloop. Nou hoekom het mense dan dit gedoen wat die Romeinse kerk geleer het? Hoekom is daar vir 1700 jaar dan gedoen wat hierdie mense gedoen het? Jy sien, dis al hierdie vrae wat opkom en hierdie mense is lief om hierdie goed te gebruik om te sê, sien, die Sabbat is die werklike leer en dit wat ons moet nakom en moet navolg. Maar dis nie wat die woord leer nie. In konteks sê dit nêrens vir ons dat ons die Sabbat moet onderhou nie. Kom ons gaan kyk na die volgende videoklip, waar hy dan ook praat van iemand met mense wat hom kontak en sê hulle het uit Babylon gekom, weg van Sondag aanbidding af, en dat daar nou herlewing in Suid-Afrika gaan wees, want mense gaan terugkom na die Sabbat toe. Shabbat is daar die teken. Shabbat is daai eienskap, want die woord leer ons in Exodus hoofstuk 20, hy sê, gedenk dit en heilig dit. Nou weet jy waaroor is ek opgewonde? Ek is baie opgewonde. En ek is dankbaar, want jare terug het ek gehoor, herlewing gaan plaasvind in die suidpunt van Afrika. Dis hier waar ons woon, Suid-Afrika. En mense, ek sien dit. Want ek sien soveel mense wat met my in kontak kom te sê, Frik, ons het na 'n boodskap geluister, nie net jou boodskap nie, maar daar's ander klomp boodskappe ook van predikante wat die waarheid verkondig. En ek wil vir daai predikante sê, manne, ek salieer julle. Ek salieer die vrouens wat 'n verskil maak op sosiale media waar die waarheid verkondig. Dit maak my opgewonde, want ons moet kom as 'n eenheid. Mense, eenheid is so belangrik. So die woord leer dat voor alles ten einde gaan kom, gaan daar herlewing plaasvind. En ek sien dit nou. Dit beteken eintlik die volgende. En hierdie maak my opgewonde. Ek gaan dit weer herhaal. Ek sien oor Suid-Afrika, Namibië, en die uithoeke van hierdie wêreld waar mense ingeskakel is by Menorah Tabernakel, waaroor ek verskriklik opgewonde is. Ek is dankbaar teenoor Abba. Geen mens kry die eer daarvoor nie. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Ruach, so spreek Jahwe ons Elohim. So wat nou gebeur is, mense, ek sien dat mense keer terug. Ons kry die boodskappe, ek kry die oproepe waar mense vir my sê, hoorie, ons gaan uit. Ons kom nou uit Babylon uit, Openbaring 18 vers 4. Ons staan nie meer belang nie, ons kom agter hierdie is leuns. Vir al hierdie jare is ons met leuns gevoer, staan nie langer vir dit nie. Ek gaan uitstap. Nou ja, die hele konteks van dit wat hy hier sê, daar gaan herlewing kom, en dit ook in Suid-Afrika. Nou, wat is herlewing? Herlewing is om terug te keer uit 'n dooie situasie, waarin jy eers gelewe het vir Christus, en jy het herleef. Dit beteken nie dat Sabbat is nou ewe skielik hierdie herlewing, dat jy die Sabbat onderhou, en dit is die herlewing waarvan daar gepraat word nie. En natuurlik, glo dit gaan kom, daar gaan 'n herlewing kom, die Bybel sê vir ons nee, daar gaan 'n groot wegval kom van die geloof af. Daar gaan nie herlewing kom nie, maar daar gaan 'n groot apostasie kom. Nou sê hy baie kontak kom en sê hulle kom nou uit Babylon uit, en dis natuurlik God aanbidding of Sondag aanbidding terug na die Sabbat toe. En kyk hoe subtiel verduidelik. Dit klink so mooi, dit klink so werklik. Hierdie mense kom uit Babylon uit, hulle was in die Sondag aanbidding, op die Sondag wat hulle nou, die Sondag die Here gedien het, en kerk toe gegaan het, en nie op die Saterdag nie, nou kom hulle uit Babylon uit. Dis absoluut so subtiel gestel. Nou, die Sabbat, the Sabbath will separate jou. Dis wat hierdie mense glo, jy kom uit Babylon uit, jy gaan wegkom uit die Babylon, uit die groot hoere uit, met ander woorde, jy gaan wegkom van Sondag aanbidding af, en jy gaan die Sabbat nou begin doen. En dis wat hierdie mense glo, veral in die 7-daagse Adventiste, is dit baie duidelik dat hierdie vir hulle 'n geweldige leerstelling is. Dis eintlik die Alfa en die Omega vir hulle. Kom ons gaan luister wat sê Frik Buideman, wat is jou loyaliteit, en as jy nou so loyaal is, dit gaan bepaal waar jy gaan eindig. Kom ons gaan kyk.
Waar jy lojaliteit gaan lê, gaan bepaal waar jy gaan opeindig. Jy gaan bepaal wie jy aanbid. Jy gaan bepaal agter wie jy wil aanloop. Of die woord in sy heiligheid, by wyse van die instruksies, sy gebooie en verordeninge, of jy loop agter die valse godsdiens, die boom van kennis van goed en kwaad. Hoor wat sê die woord in Openbaring 13 vers 16 tot 17. Lees gesaam met my. En hy maak dat aan almal, klein en groot, die rykes en die armes, vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorhoof gegee sal word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. En mense, hierdie goed is nou hier. Die toets gaan kom. En jy bepaal waar lê jou lojaliteit. En Shabbat is deel van die gebooie, en Shabbat is die sleutel, want dis die enigste seël en die teken dat wanneer ons Shabbat onderhou en ons erken dit verbind ons met Jahwe, die Almagtige, Meester Yeshua, die meester van die Shabbat. Nou ja, dis baie subtiel gestel. Jy kan sien, hy maak die onderskeid tussen die merk van die dier en die Sabbat. Met ander woorde, wie is die mense wat die merk van die dier gaan hê? Dis aanbidding sy, dis met ander woorde die Sondag aanbidding, om op die Sondag te gaan aanbid. So jy die Sabbat onderhou nie, gaan jy deel wees van die merkse stelsel. En die Sabbat vir hom is natuurlik absoluut dit hoe jy oor God voel en hom dien en hom lief het. Nou hy sê jou lojaliteit gaan bepaal waar jy opeindig. Wie jy volg en wie jy aanbid. Of die woord, dis die Sabbat, of die valse godsdiens, dis die merk van die dier. Nou, baie subtiel stel hy dit, met ander woorde, dat as jy die Sabbat nie hou nie, is jy alreeds deel van die merkstelsel van die dier. Nou, Openbaring 13, 16 tot 17, die merk wat jy gaan volg, as dit nie die Sabbat is nie, dis die toets wat gaan kom. So as jy die Sabbat gaan verwerp, gaan jy die merk van die dier hê. Jy gaan Satan se merk hê. Is dit skriftuurlik? Is dit wat die Bybel leer in Openbaring 13? Ek dink nie hy het 'n idee waaroor die merk van die dier regtig gaan nie. Nou goed, die Sabbat is die enigste teken sê hy wat ons verbind met God. Die enigste teken. Is dit skriftuurlik wat hy sê? Want dis wat hy gesê het. Ek kan nie dit dink nie. Wie is die deur na die ewige lewe? Wie is die deur na die Vader? As Jesus sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus is die enigste deur, die enigste teken, het ons verbintenis met die Vader. Nie die Sabbat nie. En dis wat hierdie mense probeer leer. Nou, the shocking Sabbath preparation that decides God's seal or Satan's deception. As jy nie deel is van die Sabbat nie, my vriend, is jy in die moeilikheid. Dan gaan jy die merk van die dier hê. Absoluut skokkend. Nou goed, waarskuwing. Kom ons gaan kyk wat sê die woord van die Here. Ons moet pasop om die skrif buite konteks te gebruik, om 'n sekere leerstelling af te dwing of te manipuleer. Jesus Christus is ons Sabbatsrus. Die Bybel sê duidelik, daar's 'n rus wat oorbly vir die volk van God. En dit is die Sabbatsrus in Jesus Christus. Niks anders nie. By hierdie mense wil jy laat voel, jy onderhou nie die Sabbat nie, jy's in die moeilikheid, jy gaan verlore gaan. Pasop vir hierdie valse leerstellings. Pasop daarvoor. Die Here waarsku ons baie duidelik. Ek sê vir jy, gaan doen ondersoek, gaan kyk wat die woord van God leer en maak seker dat jy die skrif in konteks verstaan. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.